As jy iets niets wil doen, laat God jou denke vernuwe. Waarmee vul jy elke dag jou gedagtes? Ek onthou daar's 'n sê ding wat vanuit die rekenaarwetenskap, vanuit die informasietegnologie kom, wat sê garbage in, garbage out. Daarom het hulle probeer illustreer dat wanneer jy swak of onakkurate data invoer in die stelsel, dan gaan die uitset ook betekenisloos wees. Nou, om beter besluite te neem en meer akkuraat te wees in ons wysheid, het ons as mense ook nodig om te kyk wat ons inneem. Daarom kan ons nie net ons gedagtes volmaak met sosiale media, nuus en bekommernisse nie. Die ergste is, die meeste van daai goed is nog nie eers altyd akkuraat nie, mens moet dit nog eers weer gaan verifieer ook. So om iets nuuts in ons lewe te sien gebeur, moet daar 'n vernuwing in ons denke wees. Paulus herinner ons in Efesiërs 4 vers 23 tot 24. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Denke wat gevul word vanuit die waarhede vanuit God se woord, help ons om anders te dink oor onsself, oor mense, oor die wêreld, ja selfs oor God. Dis denke wat ingestel is om God se wil te leef en daarom ons gedrag voortdurend te rig op die manier waarop God se wil in Jesus na vore gekom het. Dr. Caroline Leaf skryf in een van haar boeke, Switch on Your Brain, dat ons denke ons breinstrukture kan verander. Sy skryf, wanneer ons gedagtes doelbewus verander deur die waarhede van God se woord, verander ons letterlik ons brein se fisiese struktuur in lyn met daardie waarhede. Die geheim is om dadelike, onheilige of negatiewe gedagte vas te vat en dit te vervang met 'n positiewe goddelike waarheid. Daarom moet ons tyd maak om elke dag God se woord te hoor, te lees, te oordink en ons gedagtes met daardie woorde en beloftes van God te vul. Dit help ook om gereeld by vriende of omgeegroepe in te loer, by mense met antwoorde wat jou aanspoor om in lyn met God se wil te dink en te leef. Organisasies soos byvoorbeeld Alkoholiste Anoniem het lankal die waarde besef van mekaar help om op koers en in lyn te bly. Daarom kom hulle elke week by mekaar, hulle ken mekaar 'n sogenaamde sponsor of mentor toe, sodat jy in oomblikke van nood of wanneer jy 'n bietjie uit lyn uitraak met wat jy graag wil wees, met daardie persone kan kommunikeer. So oor en weer help hulle mekaar om 'n kwaliteit lewe te lei en so kan gelowiges mekaar ook help. As jy wil hê dat God iets nuuts in en deur jou moet doen, begin by jou gedagtes. Laat God jou denke vernuwe en word positief verras daardeur. Leef geïnspireerd.